Goed, goeienaand nog eenmaal, vir die wat dalk nou intussen bygekom het, ek dink nie daar is iemand nie, wat nou later gekom het nie, almal is hier, so kom ons raak net rustig voor die Here, bid ons saam. Here, baie dankie dat ons by mekaar kan kom, ook so in die week, om rondom u woord te kan verkeer, 'n spesiale tyd ook, wat ons herdenk dit wat Sondag eeue terug gebeur het, toe die Heilige Gees ook na hierdie aarde gekom het op 'n nuwe manier en in volheid gekom het en gekom het, soos ons geleer het ook al reeds, om Jesus te verheerlik. En dit weet ons wat u graag doen in ons as gemeente, as 'n geheel, maar ook afsonderlik elkeen wat daardie geleentheid het. En ek bid dat u vir ons ook in hierdie tyd diep sal kom ondersoek, want ons diepste motiewe is baie keer, selfs vir onsself, maar donker en verborge. Maar Here, u ken ons harte, u ken ons gedagtes, u weet alles. Daarom bid ons dat ons nie sal terugdeins, of geestelik kleinserig sal wees, as u vir ons dalk op dinge wys, en ons sien dit, en ons moet dit regmaak nie, maar dat ons sal buig voor u, en die gesag van u woord, sodat ons meer en meer ook kan wees, soos wat u dit in gedagte het, wat u graag deur u Gees ook wil bereik. Dankie vir u instaatstelling, dankie Here dat u ook harte gee wat ontvanklik is, en dat u ook aan harte werk om te verstaan, en dit op ons eie lewens te kan toepas ook, sodat ons kan groei in kennis en ervaring. Dankie vir u teenwoordigheid. Dankie dat ons kan weet, Here, u wil met ons kom praat uit u woord, en daarom wil ons stil wees voor u en ontvang. Luister wat u vir ons wil sê in Jesus se naam. Amen. Goed, nou, ons is by deel 3, ons is amper klaar. Môre aand so die laaste enetjie, môre aand uiteindelik werk so na hoogtepunt toe, dit is iets baie spesifiek, baie besonders na moet gaan kyk. Wat is die antwoord? Want wat jy moet besef, kat en hond teologie word op 'n baie besondere manier in die Bybel beskryf, maar nie met die terminologie kat en hond teologie, daar's 'n ander beskrywing. En ek weet nie wie dit al raak gesien ook nie. Maar dit gaan ons môre aand met u gesels. Ek gaan nie nou te veel alreeds daaroor uitlap nie, maar nou ja. Ons gesels dan oor katte en honde, daar is dit weer so ietsie ligtelik om te begin, as jy kyk na katte, bokant, when you dog call your dog, when you call your dog, aan die ander kant as jy hom roep, dan reageer nie altyd nie, né? Ek wil net ook dit daarom sê, die van julle wat nou kat het, moenie aanstoot neem, want ek diskrimineer teen kat, en hulle is net anderste, en ek is nie aspris teen hulle nie, dis net, daar is 'n verskil, en dit is 'n baie mooi geestelike toepassing rondom dit. Okay, so, en dan net so enetjie ook, when a dog has been bad, jy weet wat is nou die reaksie gewoonlik, hulle kruip hier voor jou, en 'n kat sit self vol dan, wat het ek nou verkeerd gedoen? So ja, dis net, dis nie ek vir hierdie goedes uitdink nie, so dis oral daar, mense sien dit almal raak, sien dit ek wat dit raak sien nie. So ja, om het op te som so vinnig, om my weg te trek, 'n kat sê, jy voed my, jy geef my liefde en slaapplek, jy gee om vir my, ek moet belangrik dan wees, ek moet iets besonders wees. En 'n hond sê, jy voed my, jy geef my liefde en slaapplek, jy gee om vir my, jy moet belangrik wees. So die fokus is in albei gevalle so 'n bietjie verskillend. 'n Kat se wêreld sentreer rondom hulle self, en 'n hond se wêreld sentreer rondom hulle eienaar. Die verskil tussen katte en honde kom baie ooreen met hoe die meeste mense ook hulle Christendom beleef en uitleef. Mense wat sê, die Here is daar vir my, omdat hy so goed is vir my, is hy aan my kant. En ander sê weer, omdat die Here so goed is vir my, wat 'n wonderlike God is dit, wat 'n Vader het ons. En dis waar ons moet uitkom uiteindelik, as kinders van die Here, dat ons dit sal raak sien, en dat ons besef, dit gaan nie oor onsself nie. It's all about him. So, net before enetjie, vinnig, cats act though God exists to meet their needs, but dogs exist to bring glory to God. In our tekstvers wat ons sleutel is,
vir die aande ook, wat as hieroor gesels, daar in Johannes 16 vers 13 en 14, en vir al die tweede gedeelte, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort, en aan julle verkondig, hy sal my verheerlik. Dis die belangrikste ding, en dit is vir ook gewys, wat daardie woordjie verheerlik, werklik waar beteken, is om iemand die voorgrond te gee, om iemand prioriteit te gee, om iemand eer te bring. En die beste manier wat mense dit kan doen, is nie om te sing nie. Dit is deel daarvan. Ons kan baie maklik sing en dan kan ons uitstap en ons kan die teenoorgestelde gaan. So sing is 'n element daarvan, om eer en hulde en lof aan die Here te gee. Maar die beste manier is 'n wandel saam met die Here. Dis ek my vir ons ook sê, wandel deur die Gees. Want hy sê, wandel in die liefde. Wandel in waarheid. Dis wat die Here verheerlik. So aanbidding is nie net iets wat mens doen as deel van 'n voorbereiding tot 'n diens nie. Aanbidding is 'n leefwyse. En katte en honde openbaar dit vir ons of dit daar is, waarop dit sentreer, of wat wel daar is. Okay, so iets belangrik om te ontdek met kat en hond teologie, ons sien ons verborgde motiewe, ons gesindhede, die bedoelinge van ons harte, en dit kan nogal baie verootmoedigend wees vir 'n mens, as mens dinge sien. En die Here moet baie keer die spieël van sy woord ophou voor mens, en hy wys jou die verborgde dinge. Wys jou die dinge wat ons baie keer in ontkenning oorleef, die dinge wat ons probeer toesmeer, die dinge wat ons maar aanvaar, dis maar hoe dit is. Wys dit vir ons, dan moet ons nie wees soos Jakobus ook sê, ons sien onsself en ons stap uit en ons gaan, en dat niks verander nie. Okay, so gisterand het ons geëindig en gepraat, wie gewys ook dat katologie lei dikwels tot selektiewe geloof. Veral wanneer dit kom by Bybelstudie, Bybellees en die studie van die Bybel, dan kan 'n mens baie maklik, as jy alreeds hierdie verkeerde gesindheid het, wat alles meer en deels om myself draai, en ek het nog nie geleer om werklik waar tot eer van Here te lewe nie, dat mense in die lees van die Bybel en die toepassing daarvan en die teologie wat jy vorm uit dit uit, ook baie eensydig kan wees, en dat jy selektief kan wees rondom dit. So ons konsentreer maar baie keer, en dit is, ons almal gaan op 'n stadium deur hierdie prosesse. Niemand van ons, ek sal so ver gaan om te sê, niemand van ons word die dag wanneer jy gered word, is jy onmiddellik die hondgesindheid nie, die hondehart nie. Dit vat baie keer tyd. Ja, daar is bewondering in die begin, en mens is in jou eerste liefde vir die Here, maar 'n hondehart word oor 'n tyd gevorm. En ons almal trek baie keer weg wanneer dit by Bybellees kom, dan is ons selektief wanneer dit kom by watter gedeeltes ons lees. Mense kan baie keer vashak en hulle lees net die psalms. Want dis maklik om te vereenselwig met Dawid en wat hy altyd gedoen het, ja, goed en sleg, en as aanbidding ook, ja. Maar mense kan baie keer selektief lees. En jy kan selektief wees ook wat jy weet waar ek nie lees nie. Nee. Want mens weet, daar's nou sekere deeltes in die Bybel wat baie streng is wanneer dit kom by berisping en oortuigting en oor allerlei streng vermaanings en waarskuwings. Ons weet mos nou al waar is dit in die Bybel min of meer. So mens kan daai goeders begin skiep. Soek ek nie goeders wat my beter laat voel. Was jy ook al daar? Sien julle? Almal met 'n ding te doen kry. Dit wat tot my voordeel is, dit wat my seën en dit wat tot my behoud strek, is baie keer waar mense selektief kan raak. Ek wil vir 'n voorbeeld net gebruik. Matteus 11 vers 20 tot 30, wat staan daar? Dink die meeste mense as jy vir 'n vraag, wat staan Matteus 11 vers 20 gaan sê, die Here het gesê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek jou rus gee. 100% reg, né? Maar wat sê die konteks? Wat sê die res? Min mense kan die tweede gedeelte aanhaal. Hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van harte, jy sal rus vind vir jou siele. Want my juk is sag en my las is lig. Dadelik wanneer ons juk lees en ons lees las, dan klink dit weer 'n inspanning, dan daai tweede deel is nie so belangrik nie. Dit is nie so erg nie. Ek hou meer van die eerste gedeelte. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Was jy ook al daar? Ja.
Ek neem so aan. Goed, maar dit is hoe mens baie keer selektief kan met die woord omgaan. Ons kyk na daar is die teksvers. Die eerste gedeelte is nie al wat er staan nie, ons moet die hele gedeelte lees. So, as ons eerste deel vat, wat van vers 29 en vers 30? Maar nou kan ons selfs ook, as jy die eerste gedeelte vat, dit is goed om dit te lees, en dit is waar. Dit is goed om te weet, ek kan my las na die Here toe vat. As ek vermoeid en belas, as ek oorlaai is, dit is goed om dit te weet. Dit is belangrik om dit te weet. Maar dan moet ons nie terugdeins, wanneer die Here ook in 'n ander hoofstuk, miskien daar in Matteus 5, vers 23 en vers 24 vir ons sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring en het jy op daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat staan jy offer net daar so en gaan maak reg met jou broeder. Kom terug en kom offer jy dan. Nee, ek sien kans daai. Nee. Dus dan moet jy te veel gevra. Nee, ek weet wat dit het my gedoen. Ek weet wat dit het my gesê. Nou moet ek terug gaan om te sê ek het verkeerd was dit. En dan begin ons met die redenasie van die Here. En wat openbaar het eintlik? 'n kat hart. Gemaak reg, dis net so belangrik soos gee jou las vir my. Dit bly 'n opdrag en 'n woord van die Here. En ons kan nie kieskeurig wees wat ons gaan vat of wat ons gaan los nie. So 'n hele klompie jare terug. Dit is so oor die laaste klompie jare het dit so bietjie as ek die Engelse woord kan gebruik, is so bietjie gefade. Dis nie meer so prominent nie, maar so 'n hele klompie jare terug was die gebed van Jabes baie prominent geweest. Daar's boeke geskryf en daar's tot 'n Jabes Bybel wat verskyn het. Right. Dis so ver met dit van wat lees ons in Konings 4 vers 10. Daar is die gebed van Jabes en Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê: as u my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en u hand met my sal wees en u onheil afweer sodat my geen smart tref nie. En God het dat kom wat hy begeer het. Is dit hondteologie of katteologie? Weet julle nie, nee. Dit kan altyd wees. Dit kan enige wees. Jy kry mense wat hierdie gebed bid vir selfsugtige redes. Want my besigheid sukkel. Dan begin Jabes se gebed amper as 'n resitasie op te sê. Die Here moet nou hier besigheid in 'n ander rigting stuur. Dis katteologie. Maar as mense wat hierdie gebed bid en sê, Here, as u my geestelike grondgebied vermeerder, sodat ek meer invloed kan hê om mense te bereik vir u. Here, as u my seën, dan sien die Here daai begeerte en gee vir daai begeerte. Maar wat is die eerste een is? Katteologie, die tweede een is ontologie. Dit is nie so verkeerd om die Jabes gebed te bid, maar met 'n geestelike motief, met 'n hondehart nie, en dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God se grondgebied, wat hy my toe vertrou het. Verantwoordelikheid wat hy my gee, om dit te vermeerder. Sien die verskil daar? Mens kan dit met enige gedeelte van die Bybel kan jy dit doen. En wat lê agter dit? Ons gesindheid, ons motief. En dis wat die Here vir ons baie keer moet uitwys en wat nie so lekker is nie. Nou daardie gedeelte is daar. Jabes se gebed, ken ons almal en ons het dalk wel ergens gebid vir verskeie redes. Maar nou sê die woord van Here ook vir ons in Filippense 1 vers 29. Omdat die Here ter wille van Christus gegee is om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Dit kan 'n versie wees wat ons baie maklik so 'n bietjie wil oorslaan. Ons speel baie keer wanneer dit kom by die Bybelse hopscotch. Julle ken mos 'n ou speletjie wat ons altyd gehad het op skool, né? Van hopscotch. Wat is hopscotch, né? Jouself verspreek nie wat jy nou so spring jy mos so dan moet jy oorslaan en so. Nou mense speel baie keer met die Bybel. As ek dink soos ek van nou wat my lekker aan voel, dan vat ek om as ek volgende sien hy's bietjie oordeel, skiep ons hom. En ons skiep dit nie altyd noodwendig, ons gee net nie ag op hom nie. Ons laat nie toe dat die Here vir ons in daai oomblik ook aanspreek met dieselfde gesindheid van sy kant af nie.
Hoor hy sê Filippe 1 Petrus 3 vers 14 en 15 ook, maar as julle moet ly, terwille van die geregtigheid, salig is julle, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie, maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, om ten die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. Hier is nog 'n teksvers, wat mense met katharte seker draaie omloop. Want het vat en het plaas my onder 'n verantwoordelikheid. Dit sit my op die spot. Hoe lyk my hart voor die Here? Is ek bereid om selfs dit te doen? Is ek bereid om selfs te ly vir dit? So, daar's verskillende gedeeltes in die Bybel wat ons die Here kan toelaat om met ons te praat, of ek kan self besluit, of ek gaan toelaat dat hy met my praat. Of met elke vers wat ons mee te doen kry, moet ons bepeins. Net terug te gaan na Jabes se gebed toe, die gevra is dit kat of hond? Dit kan beide wees. Jabes se motief was nie verkeerd. En hoeveel lees dit en raak dit heeltemal buite verband, want talle mense soek die seën van die Here terwille van eie belang en selfverryking teenoor die seën van die Here terwille van sy koninkryk. En ek is die ou wat destyds Kraft botter begin het. En ons praat van baie jare terug, ons praat van eintlik dekades gelede. En die ou het Kraft botter die maatskappy begin. Ek weet nie of jy nou nog Kraft kry nie, ek weet nie of dit nog invoer nie. Dis baie goeie gehalte gewees. En die ou wat Kraft botter gebruik het met hierdie gesindheid aan die Here toe gaan en gesê, Here, as U my gaan seën in my besigheid, dan ek nie 'n tiende van my besigheid vir U gee nie. Ek gaan 'n tiende vir myself hou. Die res gee ek vir U. En wat doen die Here? Hy bless daai ou. En hy het gehou by sy woord, en hy het, solank as hy geleef het en dit kon doen, het hy die grootste deel van sy inkomste van daardie fabriek, het hy vir die Here en vir sy koninkryk gegee. Wat sou ons gedoen het? Ope vraag. So wat van begeertes? Gister het iemand my gevra, wat van 'n mens se begeertes? Die Bybel sê ons, moedig ons tog aan in Filippense 4, dat ons begeertes aan die Here moet bekend maak. Ander mense sê, jy mag nie begeer nie. Hoe nou? Mag 'n mens begeer? Natuurlik. Moet jy ander man se vrou begeer nie. Die Bybel is duidelik oor sekere goede dat ons nie mag begeer nie. Maar dit is tog gevolg dat ons geestelik, dat ons begeertes aan die Here kan bekend maak. En God geniet as ons dit doen. Maar dan moet mens so versigtig wees dat wanneer ek my begeertes vir Here gee, dat dit nie gaan oor selfverheerliking nie. As ek nie vir die Here sê, Here, ek begeer die nuutste Mercedes SUV. Ek soek nie 2017 nie, ek soek nie 2022, ek soek nuwe een. As my begeerte, ek sê vir die Here, daar is niks fout om het vir die Here te sê nie. Maar sou die Here vir my die vraag vra, nou kom by hom hê? En ek moet hom antwoord, wat gaan dink jy gou vir hom sê? Dis allemaal great, my lyk daarom maar, nie so aan te ry nie, jy gaan hom uitkry met dit, né? En dan sal ek maar sê, mense sê, maar die Here ken ons harte. So, ons kan ons begeertes aan die Here gee, maar ons moet so openlik en so eerlik met die Here wees. Vir hom sê, Here, U weet wat my goed of kwaad gaan wees. Maar Here, as U my wil bless met dit, maak my versigtig dat ek altyd die eer vir U self gaan gee. En dit is kan gekry by mense. Dat die Here van 'n bless met iets fancy. Dan wil jy uiteenlopende gevolge partykeer kry. Een ou gaan sê, ek is lucky gewees, man. Die ander gaan sê, weet jy, die Here was my ontsettend goed gewees. Ek weet, ek het dit nie verdien nie. Uit die bloute uit, het die Here my kom bless met so iets. Ek verdien dit nie. Dis absoluut net genade en goedheid van die Here. Ek geef hom al die eer vir wat hy gedoen het. Sien jy die verskil tussen die twee?
wanneer ons met die begeertes na die Here toe gaan, ondersoek jou hart, wanneer jy het vra, en bly waak oor jou hart, dat dit nie selfsugtig is vir eie belang en selfverheerliking nie. So kom by stilte tyd. Waaroor gaan stilte tyd vir u? Dis die vraag wat ons vra. Ek wil nie weet waaroor behoort stilte tyd te gaan nie. Dis 'n volgende vraag. En as ek vir u moet vra vanaand, hoekom hou u stilte tyd? Vir watter rede? Wat sou die antwoord wees? En dit is 'n wissel van 'n mens moet dit doen. Mens behoort dit te doen. Dit moet jy daarvan begin. Dis goeie antwoorde, nie verkeerd nie. Maar is nie volledig nie. Wat is die doel van stilte tyd? Wie wil antwoord? Hoekom? Lied van hom. Waarom oor kennis? Terwyl van wat? Jy staan nie, moet my dink 'n bietjie verder vat. Dit help mens vra een vraag en die antwoord die eerste vraag en dit klink oké nie. Dan moet jy partykeer se opvolgvraag vra. Okay, en dan ek vind dan kom jy partykeer by 'n motief uit. Hoekom is stilte tyd belangrik? Baie mense gaan sê terwyl van my geestelike lewe. Terwyl van my verhouding met die Here. Hoe klink dit? Dit klink nie verkeerd nie, maar is dit volledig? Is dit regtig waaroor dit gaan? Nee. Die Bybel gee die antwoord eintlik vir onsself. Waaroor gaan dit? Psalm 17 vers 15 sê Dawid, maar ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou. Ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word. Here, ek wil met u ontmoet, ek wil u sien. Here, wys my u self. Wys my aspek, iets van u self wat ek vergeet het, wat ek dalk nie ken nie. Here, kom herinner my net weer wie u is en wat u kan doen. En hier is daar vir my 'n geestelike les wat ek moet leer ook in my verhouding met u. Leer dit vir my, dit waarvoor ek hier is. So, dit voltooi die prentjie, maar dit begin daar. Dit gaan in die eerste plek in stiltyd gaan dit oor hom. Nie vir my om te survive nie, maar is dit weer oor my. As my verhouding met hom belangrik is, dan sit ek ook begin. Okay. So die tendens baie keer wanneer ons Bybelstudie doen, ons kies in ons Bybel lees, ons kies waar ons gehoorsaam moet wees, die res skuif ons aan. As dit gaan oor my, hoe meer ek kan kry, hoe ek geseën kan word, dan uittrek. Andersins is dit nie so maklik nie. Daar's 'n liedjie. Ek weet nie of Johan hom ken nie, dis nou meer in die jonger geslag, wat hulle baie keer so, dis amper soos 'n kneet wat hulle sing, God is good all the time, and all the time God is good. Nee, julle ken daai ene. Lekker om hy in te sing, en daar's niks fout met dit nie. En dit staan in die Bybel. Maar hoor jy mense sing God is jealous all the time. God is jaloers. Dit klink nie so lekker nie. Maar God is ook jaloers. En dan sê die Bybel vir ons, jy mag nie jaloers wees nie, né? En wat moet ons nou verstaan? Die Bybel sê dan ons mag nie jaloers wees nie, maar die Bybel sê ook, God is jaloers vir God. Hoe moet ons dit verstaan? Het is nie jaloesie. Ek dink ek het al vir verduidelik, maar ek vertrek net weer terwille van die geheue, wat ons baie keer in die steek laat. As die Bybel sê, God is jaloers oor ons, hy is nie jaloers op ons, 'n groot verskil. Hy is jaloers oor ons. Ek is jaloers oor my huwelik en oor my gesin, daarom waak ek oor dit. Maar ek is nie jaloers op my vrou nie, want sy het niks wat ek kort nie. Want ons deel alles. Om jaloers te wees oor die gemeente, is niks meer verkeerd nie. Want dan moet dat mense waak oor die gemeente, dat hulle nie beïnvloed word verkeerdelik nie. En dit is God se jaloesie. Dit is 'n wakende jaloesie. Oor dit wat vir hom kosbaar is. Nie omdat hy iets kort nie. Okay. So dis net so 'n vinnige verduideliking. Maar om te sing aan die een kant, God is good and all the time, ons wil in gedagte, die Bybel sê, God is holy. En God is jealous.
En dit sit ons partykeer so 'n bietjie op die spot. En dan wil dit so een kant toe skuif. Die selektiewe lees en toepassing van die Bybel sien 'n mens in baie opsigte. Ek gaan nog vir ietsie voor, dan wil ek julle moet dit nou vir my antwoord. Daniël in die leeukuil. Gedaan kom. Wat leer ons omtrent Daniël in die leeukuil? Kom ons het nog eenetjie by. Wat leer ons van Daniël se 3 vriende in die vuuroond? Wat lees dit ons leer daaruit? Dalk is dit iets wat jy oor die jare geleer het, as kind of ergens geleer het. Wat was die les wat jy geleer het? Kan jy onthou? Doe julle help? Want lyk my julle het nog nie daai les geleer nie. Of julle is te bang om te antwoord. Julle is bang julle is verkeerd. Nee, maar ons is eerlik. Ons is nie bang vir. Dit is dit hele proses, is ons moet eerlik met onsself wees, want die Here weet in elk geval. So, dit help jy om goed het weg te steek. Ja, right. So, maar wat is die les ons geleer omtrent Daniël en die leeukuil en die 3 vriende van Daniël in die vuuroond? Die Here is altyd daar, hy sal met jy wees, alles in die oond, nee. Waar, nee. Dit het ons geleer het. Is dit verkeerd? Nee. Maar is dit volledig? Nee. Kom ons kyk wat sê die Bybel. In Daniël 6 vers 27. Daar gee vir ons ietsie mooi, wat mense nie altyd raak sien nie. Deur my, nou antwoord daar is, hy sê, deur my word bevel gegee, dis nou 'n goddelose koning. Deur my word bevel gegee dat hulle in die hele maggebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniël, want hy is die lewende God en hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie en sy heerskappy duur tot die einde toe. 'n Goddelose koning leer 'n les wat nou hoër is as die les wat ek hier geleer het. Ek het hier met 'n God te doen wat anders is as al die ander gode. Die sekondêre les is, die Here sal met my wees in die vuur, hy sal met my wees in die oond. Maar wat is die eintlike les wat ons moet leer? God is 'n God wat alles oortref. Fokus op hom. Dis 'n dieper les, groter les, wat 'n mens eintlik behoort te leer. Dis die goed dat ons moet raak sien, en wat ons sal begin raak sien, is ons harte so 'n bietjie gebuig en verander gaan word, né? Want dit is genade, sê die woord, as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra, deur onregverdig te ly, want watter roem is daar as jy verdra, wanneer jy sonde doen en geslaan word, maar as jy verdra wanneer jy goed doen en ly, dit is genade by God, want hiertoe is jy geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Wie van hierdie teksvers vat? Honderd. Hulle van het vat. Want 'n hond is makliker om te volg. Die jare wat ek nog hier in Kenmerk bly, het ek nog niemand gesien wat met sy kat gaan stap. Want die kat volg sy eie koers. Die hond, jy moet hom stap, hy volg. Partykeer, hy loop by voor, dit is ons maar baie keer as mens. Dit vir die Here, vir jou, vir my verwag, is om te volg, en sy voetstappe te volg. En om sy voetstappe te volg, gaan beteken, dat jy ook beledig gaan word, dat jy ook gaan onreg ly, dat jy ook bewerk gaan word beteken. Dat jy 14 gediskrimineer gaan word. En dat selfs op vervolging kan neerkom. Dat jy beledig gaan word. Dis sy voetstappe wat het bring. Maar kom ons kyk na hierdie teksvers. Nou sien nog eentjie. Daar in Jeremia 29 vers 11. Almal ken 29 vers 11? Jeremia 29 vers 11. Dis een van die teksverse vir hierdie jaar ook. Kan ek hom vir julle start? Want ek weet. Hy begin so. Want ek weet. Watter gedagtes? Is jy nou albei? Daar kom hier is. En ek weet watter gedagtes ek kan gaan, die julle koester gedagtes van vrede en nie van om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ryk selfs. Gelaai met die belofte van die Here, né? Ons ken hom almal. Maar wie van julle weet wat in vers 12 en vers 13 staan?
Ons pick and choose weer. Ons is net vir elkaar se pick and mix chocolates. Ons vat net die wat ons van hou. Ons is slag van die pick and mix van elkaar onthou nie. Ek onthou nie. Vers 12 en vers 13 sê iets wat baie min kinders van die Here wat op hierdie belofte wil steun oorslaan. Daar staan, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister en julle sal my soek en julle na my vra, as julle na my vra met my hele hart en ek sal my vind en my vind as julle na my vra met my hele hart en ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here. Dit is net so deel van daardie teksvers. Maar jy sien dit val nie lekker op katharte nie. Want het gooi die bal terug na jou toe. Die Here sê ek sal dit doen. Maar hier is 'n voorwaarde. So ons moet so versigtig wees wanneer dit kom by Bybel lees. Wees eerlik en werk deur alles sistematies. Want as ek lees, gaan daar vermaning wees, daar gaan waarskuwing wees, daar gaan lering wees, daar gaan onderwysing wees, daar gaan bemoediging wees, alles is daar. Ek kan nie net bemoediging en troos gaan uitpiek nie, wat my goed laat voel en beter laat voel nie. Partykeer is die oorsaak vir my mismoedigheid en my mislukheid reeds wat die Here daar wil aanspreek. OK, ons kyk na gebed. Hoe werk gebed baie keer, en selfs geestelike liedere. Nou, na opsig kan ek regtig waar, dat ek hier is, ek en Johan kan met vrymoedigheid, ek kan met hom gesels daaroor. Dus baie keer, as 'n liedjie voorstel, of ons sing 'n liedjie, dan gaan kyk ek ook na dit. Dan kyk ek na die geestelike waarhede, die teologie van daardie liedjie. En Johan is oop, en ek kry grootste waardering daarvoor. Dat as ek baie keer van hom sê, Johan, daai liedjie is my baie mensgerig. Dat hy luister en dit raak sien. Dan sê ek, hoor, kom ons los hom. Gelukkig het gebeur nie baie nie, want Johan het self ook goeie diskresie en onderskeiding, omdat ek kan raak sien. Maar mens moet baie keer na hierdie goedes kyk. Want wanneer dit gaan oor geestelike liedere, ja, daar is soms liedere wat juist daar is om ons te bemoedig en te versterk, en is dit so 'n bietjie na die mens gerig, maar as liedjies heeltemal van begin tot einde mensgerig is, en as bitter min iets tot eer van die Here, dan sing ek moeilik. Sing dalk lekker, maar ons moet reg sing, net soos wat ons moet reg bid. Ons sing nie om onsself goed te laat voel nie. En dit het baie keer in kerke gebeur. Musiek word gebruik om mense beter te laat voel. En hulle word opgehyp deur die musiek. En dan kan hy pastoor of wie kan voorstaan, kan vir hulle sê net wat hulle wil doen het. Want hulle het lankal afgeswitch hierbo. Dis tegniek, hoor wat ek vir julle sê. Ja, kyk die tegniek. En daar's tegniek om hierdie goeders reg te kry. Dis moeilik om dit te doen. En dit tot eer van die Here, is dit katologie of is dit ontologie? Dis suiwer katologie. Goed. Wanneer kom by gebed? Kom ek vra gou, nog so lesie wat ek gou vinnig wil hoor. Hoeveel, kan julle vir my van die elemente van gebed dalk noem? Das ten minste 5. Ons het geleer, ons het geleer soms so by een hand, moet jy het leer. Die 5 elemente, en hulle kom voor in die Onse Vader gebed, en hulle behoort in elke goeie gebed, behoort en daar te wees. So, waar begin ons? Jy weet, aanbidding. Eerste ene. Dan is dit, ek sien nie noodwendig gaan volgorde, maar wat is daar nog? Die Here praat het saam. Dankbaarheid, okay, danksegging is ook daar. Wat daar nog? Daar is nog 3. Die iemand die meeste doen. Dit is wat my veronderstel is, maar ek dink nie dit is wat mense altyd doen nie. So dat die antwoord, lofprysing is maar deel van aanbidding, hoor.
Danksegging is ook deel van lofprysing. Pas daarin. Maar as doen die ander 3 dan. Confession, belydenis, né? Belydenis. En nou is oor belydenis. En dan is daar nog 2. Amen, ja. Ek kan nie amen op daai sê nie. Maar er is nog 2. Om te vra, smekinge. Smekinge, dis nog ene. Want as daar 'n 5de belangrike ene ook. Wat is ook nie baie opstaan en dit is intercession. Intersessie, om in te tree vir sekere sake. En intersessie is baie keer ernstige geestelike oorlogvoering. Dis wanneer jy teen vestings bid, dis wanneer jy teen dinge bid wat in die pad van God se werk en God se wil staan. So daar's 5 elemente. Nou dan kyk jy na die meeste gebede, dan beslaan dit eintlik, of word, kom ek verander my sinnetjie net so, dan word die grootste deel van my gebede gewoonlik beslaan deur dit wat ek sê. Ons bitter min in ons gebede regtig aanbidding. Dan is er ook daar. En vra is die belangrikste baie keer. So daai verskillende elemente, ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê, is aanbidding, belydenis, intreding, smeking, danksegging. Nou gebed beteken hoofsaaklik om te vra. Maar bovenal dit is kommunikasie met God. En bitter min kinders van die Here. En nou wil ek nie sê dit is tot katte beperk nie. En as jy dit nie beleef nie, dat jy nou 'n kat hart het. Ek wil nie so ver gaan om dit te sê nie. Maar daar's iets wat my kinders van die Here in gebed beleef en werklik waar ook 'n aandag aan gee. En dit is wanneer ons bid, om terwyl jy bid ook te luister. Ons trek partykeer weg met ons gebede en ons rammel alles af van tot begin tot einde. Partykeer afgeskep. Want dit ons laat hom rol. Trek weg. Eindig ons met amen. Dit is klaar. Mens moet leer om rustig te bid. Afgemete te bid. En partykeer wanneer jy oor iets bid, net vir 'n oomblik stil te wees. En weet jy wat ek al beleef rondom dit? Gereeld. Dat wanneer jy vir 'n sekere saak bid, of dit vir 'n persoon is of vir 'n saak is, en ek sê dit vir die Here, en ek word net vir 'n oomblikie stil, weet wat gebeur, dan kom daar 'n woord by my op. Iewers kyk in 'n oomblik en ek glo dit van die Heilige Gees vir jou herinner aan skrif. En die oomblik as dit dan skrif is, dan is skrif wat gepas met daai ding wat ek gebid het, dan het 'n belofte en sê, Here, dankie vir daai belofte. Iets gesê. En dadelik wat gebeur? My geloof word versterk. Maar as ek net weggetrek het, dan gaan ek dink aan die einde, ek het nou goed gebid en ek het nou lank gebid, maar ek het niks gehoor nie. Dis nie net God wat moet hoor, jy moet ook hoor. Dit is hoe gebed werk. En dis 'n kuns wat 'n mens moet bemeester as jy met jou verhouding met die Here aan werk. Belangrike deel daarvan. Ons gebede kan baie maklik bloot 'n to-do list vir God wees. Ons het baie keer sê, ons het ons grocery list, né? En ons het nou klaar, wat ons alles vandag vir die Here gesê het. En eintlik is dit, ons het eintlik vir hom to-do list gesê, dis alles wat my vandag moet doen. Dit is nou kakteologie weer eens onverdun. Ons herinner ons herinner baie maklik aan ons behoeftes, in plaas van om hom te herinner aan sy beloftes. Dink 'n bietjie oor daai ene. Ons sal môre dieselfde gaan vra, Here, onthou, Here, ek het nou, die eerste keer dat ek vra, Here, ek vra maar weer, jy het gesê ons moet jy herinner daaraan, jy het gesê ons moet gedurig deur bid, en is niks meer verkeerd nie. Maar hoekom moet ons die Here herinner aan sy beloftes? Want hy sien jou en my geloof in daai belofte. En hy eer geloof. En as ek nou dan gesê het ook, wanneer ek die Here herinner aan sy beloftes, dan is dit nie omdat hy vergeet nie. Dit help my om beter te onthou. Want elke keer as jy 'n belofte bely, elke keer as ek 'n belofte spreek, wat gebeur hier? Wat gebeur in die geestelike domein? Ek maak 'n verklaring. Ek maak 'n statement.
En selfs die duiwel moet daarvan kennis neem. En hy sit vir die woord. Dis wat God wil ons moet doen, en wanneer dit kom by gebed. Ons moet pas op dat ons gebede nie later net is steun my en bewaar my en gee my en help my en wees met my is nie. Dis dinge wat nie verkeerd is in 'n gebed nie, maar ons kan so maklik in 'n struik trap en dit kan beperk raak tot daai ding. And it's all about me. Goed. Ontologie leer ons om te fokus op God se vaderskap, sy vermoë en sy karakter, en dit skep geloof. En wat ek daaronder ook by sê ook, begin altyd wanneer jy bid. Ek praat nie van as jy vinnig geskiedgebed moet opsê, moet bid in 'n krisissituasie nie. Dan is nie altyd ruimte daarvoor nie. Maar wanneer ek bid, begin altyd met aanbidding. Jy moet nooit eensins probeer bid as jy nie met aanbidding begin het. Hoekom? Is dit so belangrik? Want as ek begin met aanbidding, dan is my wegtrek fokus op God. En dit gaan groot mate verhinder dat ek selfsugtig gaan raak. Want die oomblik wanneer ek aanbid, en ek aanbid werklik in waarheid voor die Here, en ek erken hom vir wie hy is, wat gebeur hier binnekant? Dadelik raak ek bewus as daar dinge verkeerd is. So aanbidding is 'n belydenis al klaar. Ek wil moet gou ietsie hier leer. Ons sien baie keer belydenis as sondebelydenis, om die negatief te bely. Aanbidding is ook belydenis. Dit is 'n belydenis van die positief. Dis 'n erkenning wat ek gee aan wie God is. Dis belydenis. Belydenis van sonde is wanneer ek God gelyk gee, hy's reg omtrent my toestand. Omtrent my hart. So aanbidding is belydenis. Ek bely wie God is. En wanneer ek hom bely in sy waarheid en sy wese wie hy werk is, dan sien ek my eie nood. Wat bring dit na vore? Here, ek staan vanmôre voor U en ek moet erken, ek het dit gedoen of ek het dat gesê of ek dit, dan erken dit voor U. En die oomblik as dit gebeur en ek het God aanbid vir wie hy is, ek het belydenis gedoen en dit is uit die weg geruim. Wat is nou volgende? Nou dat ek God aanbid, Vader, God is voorsiener as alles wat ek weet hy is, wat ek geleer het. Nou begin ek te bid vir my behoeftes. Ek het hierdie God in gedagte wanneer ek bid oor my behoeftes. Verander dit die prentjie? Verseker. Wanneer ek nou bid vir iemand anders met hierdie gedagte van aanbidding steeds in my geheue, verander dit die prentjie? Verseker. Want nou vra ek nie net sommer so in die hoop dat ek iets gaan kry nie. Nou vra ek die een wie ek aanbid het. Maak 'n reuse verskil. Dit is waar ons baie keer met gebed verkeerd kan gaan. So maklik net oor onsself kan gaan. Ek dink dit sal interessant wees, en dit kan voorbeeldigend wees vir jou en vir my. Ek sê nie moet dit doen nie, maar ek het al baie keer dit vir mense gesê, ek wonder wat gaan gebeur as ons hardop bid. Nie is nou die binnekant waar niemand het hoor nie, maar ek hou daarvan om myself te hoor as ek bid. Maar as iemand ongemerk jou sou rekord, en jy speel jou gebed vir jou terug, wat gaan ons hoor? En ons kyk objektief daarna, hoeveel van dit wat ek gebid het, of het nou 'n minuut was, of het nou 5 minute was, of 10 minute was, het gegaan aanbid en voortgegaan oor. Dit kan interessant raak. Dit kan nogal 'n pynlike storie wees. En ons moet eerlik wees wanneer dit oor dit gaan. Eerlik van. Okay. So, 'n derde ene, moet so 'n bietjie hars. Mense met katharte soek altyd in hierdie lewe 'n regverdige bestel. Nee. Alles moet altyd uitwerk. Nou wil ek weer vir 3 gedeeltes net voorhou. Die eerste ene is wat ons al oor gepraat het, dit is Jabes in 1 Konings 4 vers 10. Die tweede ene is
En Amon se vrou se diensmeisie, daai klein dogtertjie, nee, dan 2 Konings 5. En dan Stefanus in Handelinge 7 vers 58. Eerste geval, die gebed van Jabes, wat hy gebid het, die Here gee vir my, en die Here het hom laat kom wat hy begeer het. Die tweede geval, die Arameërs het in die bendes uitgetrek, en uit die land van Israel 'n klein dogtertjie as gevange weggevoer, wat in diens van Amon se vrou gekom het, en sy het vir haar meesteres gesê, ag, was my Heer, maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem. Maar in die derde geval, en dat vir Stefanus buitekant die stad uitgewerp, en hom gestenig, en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jongman met die naam van Saulus, né? En daardie gedeelte ook. Goed, so daar is 3 gedeeltes. Nou is my vraag, wat ek vir julle vra, wat een van daai 3 was die lewe regverdig? Jabes? Amon sê die dogtertjie wat weggeneem is, klein dogtertjie, wat as 'n diensmeisie weggevoer is, 'n kind wat ontvoer is, en dan Stefanus wat gestenig is. Wat een van daai 3 was regverdigheid in die lewe gewees? Verkeerde vraag. Die lewe was nog nooit bedoel om regverdig te wees nie. Dis die realiteit. Die aardse lewe was nooit bedoel om regverdig te wees nie, maar die lewe op aarde is 'n reeks van gebeure, beide goed en sleg, waar ek as kind van God moet en kan kies of ek God daardeur gaan vereer of verheerlik of nie. Lees dit weer. Die aardse lewe was nooit bedoel om regverdig te wees nie, maar die lewe op aarde is 'n reeks van gebeure, beide goed en sleg, waar ek as kind van God moet en kan kies of ek God daardeur gaan vereer en verheerlik of nie. Wat doen ons gewoonlik? Ons murmureer as dinge met ons gebeur en sê, Here, die lewe is nie regverdig nie. Here, U sien die onreg wat aan my gedoen word. En dan kom mense met uitsprake van die wiel draai. My God slaap nie. As ek hierdie goed lees baie keer, as mense dis ek goed is kwytraak. Want eintlik wat sê hulle daardeur? My God sal my wreek. Jy het onreg aan my gedoen, maar my God sal hom op jou wreek, terwille van my. Dit is verskrik. Toe ons destyds, 7 jaar terug, al amper, en skieter, was mense my baie vrae gevra, en baie redenasies gekom, en ons het eenvoudig op 'n punt gekom, baie van hulle gesê, wie die Here weet wat gebeur. Ons los dit vir hom, maar hy sal weet wat om te doen. Ons gaan nie ons lewe tot stilstand laat kom, om geregtigheid te soek nie. Dat daar regverdigheid aan ons moet bewys word deur wie ook al nie. Want hierdie lewe is nie regverdig. Move on. Die Here het genees. Al 3 gevalle het hulle geleentheid gehad om God te eer. Gaan lees 'n bietjie weer Psalm 73 oor die onregverdigheid van die lewe. Wat sê Asaf daar? Verskriklik. Ek sien die hele Psalm wat hy sê daar veral in die begin is, hy sê, toe hy let op die regverdige, hoe het met hom gaan, dan gaan ek met die regverdige, die kind van God, soos met die goddelose moet gaan, maar die goddelose vind is goed, so dat ek denk by die regverdige moet gaan. Ek sê net hierdie goed is net, ek amper my geloof dat ek het amper gegryp. My voet het amper my uitgegryp, want dit is nie reg nie. Dit is nie fair nie. Maar toe kry hy openbaring, as jy kyk dan Psalm 33, hy sê, tot ek in die heiligdomme van God ingegaan het, en op hulle einde gelet het. Waar gaan hulle verskyn en waar gaan ek verskyn? Toe staan ek terug. En dis wat ons moet leer. Jesus het gesê, ek het U verheerlik op aarde, die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Dis wat ek en jy uiteindelik moet kan hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Dit wat U my gegee het om te doen, het ek gedoen. Foute gemaak, opgeskip, maar ek het aangegaan. En die laaste enetjie net, daar die sogenaamde wennersirkel mentaliteit wat mens baie keer kry by mense. Nee, hulle wil deel wees
van die suksesverhale. En dit is maklik om jou met suksesvolle mense te identifiseer. Maar min mense is bereid om hulle self te identifiseer met mense wat deur die hel gaan. Met mense wat vervolg word. Ja, ons staan partykeer amper onverskillig teenoor dit. Dit raak ons nie. Voel partykeer so ver en is onsympathiek. Skatmense is geneig en gretig om hulle met die hoofkarakters, die wenners en die suksesvolles te identifiseer. Jy sien, want die lewe moet maklik en veilig en gerieflik en rustig wees en ek moet in alle koste suksesvol en in beheer wees. Kyk na daai prentjie. Wie het gewen? Die perd, nee. Wie kan jy nog 'n bietjie glorie gee daar? Die jockey, nee. En die res? Hulle is familie van die jockey en hulle is familie van die oom. Ek weet nie wie almal nog wat die perd besit nie en die perd afgerig het nie. Dit is die deel van die prentjie. Nee, dis die wennersirkel mentaliteit. Die baie keer kry by mense. Jy kyk baie keer ook as met na die einde van 'n rugbywedstryd dan wil almal hier langs die ou wat die wenskop oorgeskop het gaan staan met pose vir 'n selfie, né? Iemand het eendag die vraag gevra. Ek sê dit is vir ons almal maklik om ons met Job te vereenselwig, want Job het deur moeilikheid gegaan. Baie drama. Maar te vra die persoon die vraag, hoeveel mense het al ooit aan Job se 10 kinders gedink? Dit pas nie in die verhaal nie. Ons is deel van 'n uitgesoekte groepie mense, kinders van die Here, wat ons kan vereenselwig met die oorwinnaar Jesus Christus. En daar's niks fout om jou met hom te vereenselwig nie, want jy weet, hy het die oorwinning behaal. Om deel van daai wennersirkel te wees en hom te glorify, te verheerlik, dis nie katteologie nie. Dis hondeteologie. Want hy kry al die eer. Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ander ook te leer. Lei dan verdrukking soos 'n goeie dienskneg, 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Omdat dit aan julle ter wille van Jesus gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Want dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Dis die lewe van 'n kind van God met 'n hondehart. Sien wat katteologie ontwikkel verkeerde prioriteite. Verkeerde prioriteite in gebed, verkeerde prioriteite in tydsbesteding. Net 'n bietjie spoed aangee daar. Verkeerde prioriteite in tydsbesteding wat oor is van na die Here toe. Verkeerde prioriteite wanneer dit kom by ons rentmeesterskap. Wanneer ek alles betaal het en as einde van die maand ietsie oor, gaan dit na die saak van die Here toe. Dis waar mens begin. God eerste. En man kinders van die Here doen dit. Want ek moet kyk na myself. Terwyl die Here vir ons sê, ek sal na jou kyk. Maar kyk jy na my woord. Kyk jy na my beloftes. Dis die realiteit. Al ons verkeerde prioriteite openbaar net een ding. Oor wie gaan dit eintlik? Romeine 11 vers 36 sê, want uit hom en deur hom
en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Goed, so, gaan die laaste skyfie opsit, en dan wil ek hê julle moet dit lees. Ek sal lees, en dan gaan ek dit net so daar los. En dan moet ons kyk, of ons gereed is om daai gebed te bid. Dan môreaand gaan ons praat oor die oplossing. Wat is die antwoord vir 'n kathart? Hoe word 'n hondehart versterk? Want dis die belangrikste, dis waaroor Pinkster gaan. 1 Timoteus 1 vers 17 sê, aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. En dit iemand hierdie gebed gaan skryf. Here, ek leef vir U nie meer vir myself. U verheerliking is my enigste prioriteit. Seën my met baie, of gee my niks. Verhef my voor ander, of hou my laag, as ek moet ly, of my moet verbly, of ek werk het, of daarna soek. Stuur my oor see, of laat my bly. Verpletter elke droom en ambisie wat nie van U is nie. Ek gee heelhartig en vrywillig alles oor. Net vir U doeleindes en wat U behaag. Al wat ek vra is, dat ek U glorie kan beleef. Vir iemand om so gebed te skryf, dit beteken hy die prys bereken. En met God eerlik gewees. En dit is waar by ons moet kan uitkom.